J-Math. Welkom by die tweede video, so dis deel 2 van die graad 11 trieghersiening wat jy nodig het om graad 12 te begin. So kom ons val sommer dadelik in. Vraag 5, sin 210. Kan ek gaan oorskryf, want ek weet dit is die derde kwadrant. Ons gaan sommer almal se kwadrant doen, so daai is kwadrant 2, want hy lê tussen 90 en 180. Dan die laaste ene is definitief kwadrant 4. So daai sin moet ek gaan oorskryf as sin 180 plus 30. Die tan gaan ek oorskryf as tan 180 minus 60. So onthou nou, die antwoord van my hakie moet wees wat hulle oorspronklik vir my gegee het. So ek gaan nie daar skryf tan 180 minus 120 nie, want die antwoord moet 120 wees. So moet asseblief nie die mekaar raak met daai nie. Laaste ene is dan cos 360 minus 30. Nou kan ek net my herleidings gaan doen. So ek weet sin in die derde kwadrant is negatief sin en dit word dan net 'n 30. Dan vir hierdie ene tan in die tweede kwadrant is ook negatief, so minus tan 60 en dan cos in die vierde, hy is positief, so cos 30. So nou kan ek my spesiale hoeke gebruik en onthou jy het dit almal so hard geleer in graad 10 vir dit, so ek is seker almal ken dit nog uit julle koppe uit. So kom ons doen dit net. Maar as jy dalk vergeet het wat dit is, tik dit net een vir een in die sakrekenaar in. Die onderwysers gee nie meer so baie om daaroor nie. Hulle wil net hê julle moet dit reg kry. So sin 30 gaan net wees minus half. Daar's 'n minus en 'n minus, dit word 'n plus. Tan 60 is wortel 3 en cos 30 is wortel 3 op 2. So nou kan ek dit net gaan maal. Ek gaan eers die regterkant die 1 doen. So wortel 3 maal wortel 3 is net 3 op 2 minus 1 op 2. Die antwoord is net 1. Ons kyk na vraag B. Cos 410. So ek kan dadelik 360 aftrek as dit te groot is. So ek kan hom gaan oorskryf as cos 50. Okay. Dan sin 40. Hy slaan in die eerste kwadrant, maar ek kan nie regtig iets met hom doen soos wat hy daarso is nie. So dan is ek redelik, ek gaan vashak met hierdie som. Maar dan as dit gebeur, kyk altyd of die hoeke wat jy oor het dalk saam 90 gee. As dit gebeur, gaan jy kofunksies gebruik. So ek gaan hom gaan oorskryf as sin 90 minus 50, omdat die antwoord van my hakie moet 40 wees. So dis hoekom ek dit so oorskryf. Dit beteken dan ek het cos 50 op cos 50, wat dan net vir my 1 gee. Nou kom ons by identiteite. So dis daai somme waar jy moet bewys, linkerkant is gelyk aan die regterkant. Nou in graad 11 was daar net basies 2 identiteite wat jy moes geken het en 2 afleidings. So dit het nooit regtig te moeilik geraak nie, maar ek weet baie mense het gesukkel met dit. So onthou hierdie is 'n deel van wiskunde waar jy alles wat jy al geleer het moet gebruik. So ek gaan faktorisering doen, ek gaan breuke reëls doen, eksponente is baie keer betrokke hierso. Al daai goeders moet jy onthou en dis hoekom mense sukkel, want dit gaan nie noodwendig altyd oor die trig nie, dit gaan oor die ander dele van wiskunde wat mense nie weet jy mag hier toepas nie. Kom ons kyk gou na vraag A. So ek moet 'n kant kies en gewoonlik kies jy die kant wat jy die meeste mee kan doen. Nou aan die regterkant kan ek nog nie veel doen nie. Maar die linkerkant kan ek daai hakie gaan uitskryf en dit gaan uitmaal of e-maal of ebba, wat ook al jou skool dit genoem het. Skryf die 2 hakies en maak seker jy maal alles met alles. Ons sê, so nou kan ek gelyksoortige terme bymekaar plus en dan kan ek dit so klein bietjie rondskuif. So ek wil eintlik die kwadrate langs mekaar hê, so ek gaan sê dit is sin kwadraat theta plus cos kwadraat theta en dan daai gaan dan net vir my gee 2 sin theta cos theta. Nou uit graad 11 se identiteite uit, moet jy onthou daai gee net vir jou 'n 1. En dis dan hoe ek by die regterkant gaan uitkom. Sin theta cos theta en onthou jy moet afeindig met linkerkant is gelyk aan regterkant. So vraag B, ek moet nou weer eens kyk met watter kant gaan ek begin werk? Ek kan regtig nie veel doen met die regterkant nie. So ek gaan vir hulle skryf ek begin met die linkerkant. Nou hierdie is 'n breukesom. En onthou ek mag nie breuke bymekaar plus as ek nie eers KGV nie. So ek kan sien die KGV by daai gaan net een van elke hakkie wees. So ek moet dan net seker maak ek maal die linkerkant te breek met 1 plus cos en die regterkant te breek met 1 minus cos. En nou as ek gaan inmaal in die hakies in, kry ek net 1 plus cos theta en dan plus 1 minus cos theta. As ek die onderste hakies nou net weer gaan inmaal, dan kry ek 1 minus cos theta plus cos theta en dan minus cos kwadraat theta. Dit vereenvoudig dan alles na 'n 2, die cos het uitgeminus en daai is net 1 minus cos kwadraat theta. Nou in jou identiteite is daai een van hulle, so dit word net sin kwadraat theta, so dit wil sê linkerkant is gelyk aan regterkant. Daar's hy, dit was identiteite. Kom ons kyk na die laaste paar vrae. So vind die algemene oplossing. So as jy daai woorde hoor, dan moet jy weet, dis daai somme waar jy kwadrante gekry het en dan het jy die verwysingshoek gekry sodat jy plus K 360 kan doen en al daai goedjies. Kom ek herinner julle gou aan die stappe. So vir vraag A, hulle sê vir my cos 2 theta is gelyk aan 0,4. Ek gaan dadelik gaan kyk wat se kwadrante is cos 'n positief. So hy is positief in kwadrant 1 en kwadrant 4. My verwysingshoek gaan ek kry as ek dan sê shift cos van 0,4. My sakrekenaar sê vir my dit is net 66,42 grade. So nou kan ek in die kwadrante ingaan en net my antwoord gaan skryf. So in kwadrant 1
Kyk baie mooi wat se hoek jy mee werk, want ek gaan so met begin in elke kwadrant. So daarso weet ek, okay, so 2 theta is gelyk aan kwadrant 1 gebruik ek net die verwysingshoek. So 66.42 plus K 360 en ek moet bysit K is 'n element van heelgetalle. Nou moet ek net theta alleen kry en dan het ek my antwoord 33,21 plus K 180. Dit is die antwoord vir kwadrant 1. Asseblief moenie vergeet om kwadrant 4 ook te doen nie. So ek gaan hom ook begin met 2 theta, maar hierdie keer is dit 360 minus die verwysingshoek. Okay, en ek moet weer eens plus K 360 en dan net vir hulle sê K is 'n element van heelgetalle. So nou gaan ek net deel met 2 en alles in my sakrekenaar intik. Sakrekenaar sê vir my dis 146,79 plus K 180. Daar's dit was vraag A se antwoord. So as jy die resepie volg, dan kan jy dit baie vinnig en baie maklik doen. Asseblief net nie te mekaar raak met hierdie goed nie. Okay, vraag B. So hierdie keer is daar nie 'n desimale waarde of so ietsie wat ek dadelik kan shift sin of shift kos nie. Maar jy moet so goed hierdie goeders ken dat jy weet, okay, as ek 'n sin en 'n kos en 'n som het, gaan ek kos aan die kant toe vat en dan deel met kos sodat ek 'n tan kan kry. So dit gaan so lyk. Minus 14 kos theta, dan deel ek al twee kante met kos theta. So dit en dan daar kanselleer dit uit. Hierdie word dan 5 tan theta is gelyk aan min 14. So tan theta is dan gelyk aan minus 14 op 5. Nou kan ek begin met my kwadrante en verwysingshoek. Nou by hierdie punt, die nuwe handboeke en jonger onderwysers sê vir jou jy moet in 2 kwadrante werk as jy tan doen. Ouer handboeke en meer ervare onderwysers gaan vir jou sê tan het net 1 kwadrant en jy plus net K 180. Albei van hulle is reg. Jy kan besluit wat vir jou werk, moet net nie 'n fout maak dat jy punte verloor nie. So ek gaan die lang manier doen en dan aan die einde sal ek net vir jou sê hoe lyk die kort manier. So ek kan dadelik hierso gaan en sê okay, so my kwadrante gaan dan net wees wat tan negatief is, so 2 en 4. My verwysingshoek, nou baie belangrik hierso, ek gaan shift dan, maar ek gaan nie die minus insit nie. Okay, so shift dan van positief 14 op 5, dan sê my sakrekenaar vir my, dit is 70.35. Nou vir kwadrant 2 is dit dan net theta is gelyk aan 180 minus 70.35 plus K 360 en K is 'n element van heelgetalle. So my finale antwoord vir kwadrant 2 is dan net 109.65 plus K 360. Okay, kwadrant 4, theta is gelyk aan 360 minus 70.35 plus K 360 en K element van Z. In my sakrekenaar kan ek dit net intik en dan is my finale antwoord 289.65 plus K 360. Nou as jy die kort pad wou vat, dan doen jy net kwadrant 2. So dan gaan my antwoord, my hele antwoord vir die som gaan dan net wees theta is gelyk aan 180 minus 70.35 plus K 180, nog steeds die K element van heelgetalle bysit, en dan is dit net 109.65 plus K 180. So ek kan of net daai oranje antwoord skryf, want onthou dit tel vir al twee kwadrante. As ek gaan sê 109 plus 180, dan kom ek eintlik by kwadrant 4 se antwoord uit. So dis hoekom al twee geldig is en al twee vir jou volpunte gaan gee. Die laaste som vir hersiening. So nog 'n algemene oplossing, want daai partykeer sê hulle net vir jou los op vir x. Dan moet jy weet, o, dit beteken algemene oplossing. So in hierdie geval, dis net 'n gewone ene. So ek kan dadelik gaan kyk wat is my kwadrante. Kwadrante is negatief vir sin, so dit is dan net 3 en 4. My verwysingshoek gaan dan net wees shift sin van positief 0.2 en dit sê dan net vir my dit is 11.54 grade. So vir kwadrant 3 gaan ek dan net sê die hoek wat hulle vir my gegee het. In hierdie geval is dit die hele 2x plus 30 gaan gelyk wees aan 180 plus die verwysingshoek 11.54 plus K 360 en ek moet net die KEZ net altyd onthou. Nou kan ek algebra doen tot ek x alleen het. So as ek die 30 oorskuif en dit op my sakrekenaar intik, gee daai net vir my dis 161.54 plus K 360. Ek gaan deel met 2, so dan kry ek 80,77 grade plus en ek moet hierdie ene ook deel met 2, so plus 180. Dis hy. Dit is kwadrant 3 wat dan klaar is. Kwadrant 4, ek begin weer met die hoek wat hulle vir my gegee het, so 2x plus 30 en dit is dan gelyk aan 360 minus verwysingshoek, so 11.54 plus K 360 en KEZ. Pas nou nie in daar nie, maar jy moet hom net daar inskryf. Dan gaan ek die 30 weer oorvat. So 2x is gelyk aan 318,46 plus K 360 en nou gaan ek net deel met 2 wat dan vir my gee dit is 159.23 plus K 180. Nou gewoonlik sou ek klaar gewees het met hierdie som, maar as hulle vir jou daai hakkie aan die agterkant sit, dan moet ek verder gaan. So dan word dit nie algemene oplossing nie, maar hierdie antwoord is dan spesifieke oplossing. So daar's 'n paar maniere om hierdie te doen, maar die maklikste manier is om jou sakrekenaar te vat
te gaan mode en table, dan gaan ek die linkerkantste een kwadrant 3 se antwoord intik by fx, ek gaan kwadrant 4 se antwoord intik by gx, dan druk ek is gelyk. En nou gaan hy vir jou vra waar moet hy start. Dit hang dan alles af van wat hulle daarbo wat ek in oranje gehighlight het vir jou gesê het. So in hierdie geval gaan ons gaan start by -3 en end by 1, maar vir jou om veilig te wees, dat jy nie altyd hoef te wonder nie, kan jy baie maklik net sê start by -5 en end by +5. Dan gaan jy nog steeds al jou antwoorde sien. Jy moet dan net baie mooi kyk. So start by -3, end by 1, step is altyd 1. En dan gaan hy vir jou hierdie antwoorde gee. Jou werk is dan net om almal te kies wat tussen -360 en 0 is. En ek skryf dit dan net in hierdie formaat. Dis hy. Dit is die spesifieke oplossing. So moenie daai 2 punte verloor as jy daai miskyk in 'n som nie. Dis al die hersiening wat ons gaan doen vir graad 11. As jy vasgehak het met iets, gaan asseblief na die graad 11 playlist toe en gaan hersien so 'n bietjie. Want in graad 12 leer jy net 'n paar nuwe goed en dan druk hulle al die nuwe goeders in by alles van graad 11 vir die res van die hoofstuk. If this video helped you, please like and subscribe. JJ man.